tot sy eer, mag jy omgee en lief hê en so sy beeld ophou. Ek wil julle moet staan as ons hierdie lied sing en daarna kan julle mee gaan sing.
liedere. Eers Hosanna kom sing nou, ons sing nou 'n loflied saam en dan Agnes Day. Ons gaan vir die twee liedere staan en dan kan jy na die Agnes Day die Afrikaanse dan kan jy gaan sing. So kom ons staan en ons sing nou. Ek dink na Agnes Day kan ons maar bly staan. So kan jy Ek gaan sommer sê dat bly staan. Oh
Ek is vir jou 'n put, bodemloos, met geduld. Ek is vir jou 'n spruit, bruisend met hoop. Ek is vir jou 'n rivier, vloeiend met genade. Ek is vir jou 'n oseaan, groot met liefde. Ek is vir jou die wind, streelend oor jou siel. Ek is vir die son, warm in jou hart. Ek is vir jou die reën, sag op jou gees. Ek is vir die maan, hangend oor jou lewe. Wees jy vir my 'n kind van geloof. Wees jy vir my 'n arm van vrede. Wees jy vir my 'n woord van vergifnis. Wees jy vir my 'n hand van gebed. Wees jy vir my 'n aanbidder. Ek is vir jou 'n God. Wees jy vir my 'n navolger. Ek is vir jou 'n herder. Wees jy vir my 'n leerder. Ek is vir jou 'n meester. Wees jy vir my 'n diensknegt. Ek is jou Here. Amen. Genade en vrede vir elke liewe een van julle, van God ons Vader. Welkom hier in sy teenwoordigheid vanoggend. Hoekom ek gesê het julle bly staan, is dat ons ook sommer nou dadelik hierdie sin doen, slegs die wil, Here. En terwyl ons dit sing, is dit wat ons vir die Here vra. Doen U slegs die wil met my. Ek is die pottenbakker. Ag, ek is die klei, U is die pottenbakker. Vorm my soos U wil. Kan nou maar sit. So vanoggend is nou 'n groot oggend eintlik en ek sien hier is meer mense het gedink ons het vergeet is Vadersdag, kom ons tree pa en ons gaan hom kerk toe. Dis nie meer mense, is ek is seker daarvan. Van julle is net hierso omdat
die kinders gesê, pa, dis tyd dat ons kerk toe gaan. En dis 'n groot voorreg om julle almal hier te hê vir die paas vanoggend. Ek hoop vanoggend is net 'n wonderlike oggend. Ek hoop jou kinders het jou gespoil en dat jy net bietjie dankbaarheid gekry het. Ek as 'n kind kan nou regtig sê, as jy op so 'n dag net vir jou pa kan sê dankie, is dit een van die lekkerste goed. Maar vanoggend weet ek ook, hier is ons mense wat hier so sit, wat al afskeid geneem het van hulle paas. En ek wil ook vir julle sterkte sê. Sterkte vir vandag kan 'n hartseer ding wees, vandag kan 'n ding wees wat jy voel, maar ek sou net vandag nog een keer vir my pa wil gesê dankie. Vanoggend is 'n moeilike oggend daarvoor ook, maar saam is dit 'n lekker oggend. 'n Lekker oggend wat ons celebrate wie ons paas vir ons is. Hier is ons mense in die gemeente wat binne die volgende 2 maande eers gaan pa word. Vir hulle sterkte, dink ek, dis die ding wat ons sê. Maar voor ons aangaan, ek wil net gou saam met. Sjoe, jy het nou eintlik so mooi gebid vir die paas vanoggend en eintlik al wat ons wil sê is dankie. Maar kom ons sluit hier oor. Here God almagtig, ek kom voor en ek bring elke pa vanoggend voor U. Here God, ek wil vir U dankie sê, dankie vir die voorreg dat ons hulle kan leer ken. Dankie dat U oor ons pad gesit het, dat die pa wat ons elkeen gekry het, ons aardse paas, ons kon lei en ons groot maak. Here God, dat ons kon leer van wie U is. Here God, wat 'n voorreg is dit nie om 'n pa te kan hê. Here God, maar wat 'n voorreg is dit nie ook om 'n pa te kan hê soos U nie. Om te kan sê, soos Hemelse Vader, en daarvoor weet ons, U is groot, U is almagtig. U is een wat ons lei. Dankie dat ons U kan ken. Here God, dankie vir vanoggend. Hier waar ons met U woord gaan werk, Here God, praat U. Laat ons hoor wat U vir ons wil sê. Laat ons vanoggend U stem kan hoor. In U naam. Amen. Vanoggend se tema het ek gesê is ek voel onbekwaamd. Nou eintlik as ek vanoggend hierdie tema op die bord gooi, dan moet ek eerlik vir julle sê, toe ek dit opgesit het of toe ek dit vir Lisbie stuur en sê dis my teks en tema vir vandag, het dit nie gekom uit 'n plek van hierdie gaan 'n mooi preek wees nie. Dit het meer gekom vanuit 'n plek van ek jy nie weet wat ek doen nie. Hoekom die Here my gekies het om 'n predikant te wees, voor julle te kom staan elke Sondag, elke week met mense te werk. In die diep kant ingegooi, ek is al 'n jaar by die gemeente, maar nog steeds voel dit of ek nog nie geleer swem het nie. Eintlik voel dit net, ek is onbekommerd. So toe ek sê, die tema, het ek nog nie geweet wat die preek is nie. So eintlik, vanoggend is nou weer 'n preek vir my, en julle is welkom om te luister wat die Here met my gedeel het. En ek dink dit is nog ons 'n lekker journey, die teks, omdat ek laasweek 'n teks gekies het ook, na hom wat halfte van julle na die tyd gebieg het, nie eers geweet het is in die Bybel nie, of nie geweet het waar om te begin soek vir die boek nie. Net ek gedink, kom ons vat hierdie week 'n baie bekende teks, dat julle nou nie vir my kan sê, maar ons weet nie waar om te gaan soek vir die nie. Ons gaan sommer so 'n bietjie uit Johannes uitlees en ons gaan lees oor die broodjies en die visse. Nou almal weet ten minste van daai teks, maar ons gaan dit op die bord ook hê. En wanneer ek praat van onbekwaamheid, en dan kan ek nou nogals vele stories vertel waar dit al lank al begin het. Toe ek nou nog 'n student was, 22, 23, dan dink mense jy weet al van alles. En nou ouers na my toe gekom en gevra, kan ek nie help met hulle tienerseun wat net nie vir hulle wil luister. Nou dink ek so by myself, ek is nog eintlik self 'n tiener. Ek het nog geen idee hoe hierdie ding werk nie, maar jy kom vra my hoe jou kind uit te sorteer. Ek het geen idee nie. 'n paar jaar later, in nou hierdie tyd, vra mense my, hoe moet ek my huwelik red? Ek is nie eens in die huwelik nie, ek weet nie.
Ek voel so baie keer dat mense vra na my toe bring oor 'n man wat sit en dan sê hy maar hy steek sy vrou af en hy weet nie, moet hy nou maar die ding los of hoe kom hy terug en sy is nou klaar kwaad vir hom. En dan kom vra my vraag. Ek staan hier in 'n kerk en die kerk beweeg in 'n rigting en ek het geen idee hoe, dit voel so reaktief en nie proaktief nie. Alles voel net die hele tyd so, ek is nie veronderstel om te wees nie. Ek is nie veronderstel om 'n predikant te mag wees nie. Die gevoel van onbekwaamheid is eintlik om te sê, maar ek het beperkte hulpbronne. Goed, ek ken so 'n bietjie. Ek het die idee, ek weet my ouers was in die huwelik, maar ek was nog self daar nie. So ek kan nie eintlik iets sê oor hoe dit is om in die huwelik te wees nie. Ek het beperkte hulpbronne. En hoe lewe ek dit uit? Of dit kniehalter my om eintlik raad te kan gee. So, om onbekwaam te wees is net om eintlik te sê, maar ek het nie al die inligting. Ek het nie alles nie, ek weet nie hoe om te doen. En ons leer eintlik van onbekwaamheid van klein af, as ons gaan kyk, van jonk af word vir ons gesê, bekwame mense gaan ver in die lewe, gemiddelde mense gaan gemiddeld in die lewe en onbekwame mense word eintlik uitgeskryf. Kyk in sport sien ons die bekwame mense, veral op skool, hulle kry al die speeltyd. As die rugbyspanetjie die bekwame ou ene, hy's daar en hy speel die hele game deur. Ek het al van hierdie kinders gesien met die rugby hierso, uitstekende spelers. Ek probeer nou nie iemand sleg praat, moet my verkeerd verstaan as ek nou goed sê nie. Maar die bekwame ou kry al die speeltyd. Die bekwame kan die hele tyd netbal speel of hokkie speel, wanneer ook al. Die gemiddelde ou, hulle val soms so in as reserves of maak die span vol. Hulle is net daar eintlik om nommers in te bring. En dan die onbekwame ou. Hy is die waterboy. Hy is die met die limoene bring. Maar kyk, selfs in groot ondernemings sien jy dit. Groot besighede. Die bekwame ou word bevorder. Die gemiddelde ou, hy bly maar waar hy is en hy gaan maar deur lewe op baie vlak. En die onbekwame ou word afgedak en word een kant toe geskuif. Selfs op die plase sien jy dit. Die ou wat vandag een af wys dat hy iets kan wat bekwam is, hy word bevorder, hy word later voorman. Die gemiddelde ou, hy werk nou maar net elke dag vir dieselfde ding en hy gaan aan. Die onbekwame ou, op die einde van die dag word net uitgeskryf en gesê, maar jy het geen idee wat jy doen nie, en jy maak net moeilikheid vir my, gaan soek 'n ander boer vir wie jy kan. Dis hoe dit werk, dis hoe ons geleer word, onbekwaamheid word gesê, gaan een kant toe, skuif een kant toe, jy is nie vir my die moeite werd. En ek dink van kleins af word ons hierdie vrees gegee van onbekwaamheid, van as jy nie bekwam is om hierdie werk te doen, gaan jy een kant toe geskuif. Nou dink ek aan die disippels, Jesus stuur hulle uit en sê vir hulle, gaan verkondig die woord, gaan genees mense, en ek kan nie so by myself dink hoe daai ouens gevoel het, maar hoe doen ek dit? Sy eerste genesing, dan staan hy daar, die een se been is bietjie korter as die ander, nou hoe maak ons die ding reg op? Die een is siek. Wat doen ek? Ek kan nie dink om 'n kwam hulle gevoel het om enigiets te doen. Want hulle as gewone mense, is normale mense, kan nie hierdie goed doen. Hulle het nie die krag om hierdie goed te doen. So Jesus het hulle uitgestuur op hulle eerste jobbie om te gaan doen, hulle het teruggekom, en sodra hulle terugkom, kom hulle na Jesus toe en hulle begin sit, en begin weer vir Jesus vra en by hom leer. En soos Jesus hulle leer, kom maar meer mense en meer mense by, en op die einde van die dag is al oor die 5000 mense, wat sit en luister vir Jesus. En dis nou waar ons skrifte vandag inkom. So ons lees daar uit Johannes 6 uit van vers 5. Toe Jesus opkyk en sien dat daar 'n groot skare na hom op pad is, sê hy vir Filippus,
waar sal ons brood te koop kry om hierdie mense te laat eet? Hy het dit egter net gesê om hom te toets. Self het hy immers reeds geweet wat hy wou doen. Filippus het hom geantwoord, 200 denarius se brood is nie genoeg om vir elkeen 'n stukkie te laat kry nie. Een van sy disippels, Andreas, die broer van Simon Petrus, sê vir hom, hier is 'n seun wat 5 garsbrode en 2 visse het. Maar wat is dit vir ons? Maar wat is dit vir so baie mense? Ek wil net gou daar vashou. Jesus sê vir Filippus, waar gaan ons brood koop vir al hierdie mense? En Filippus sê vir hom, maar ons het nie die geld nie. Jesus toets hom weer om te vra, en ek wonder altyd wat is hierdie toets, want nergens word verduidelik presies in wat se opsig toets hy hom. Maar dadelik kom Andreas, en ek dink Andreas besef wat die toets is, en hy sê, ons het nie veel nie, maar ons het die. Ons het hierdie bietjie. En ek dink die toets wat hierso is nie om te sê wat fout is net probleme kry nie, maar eerder om te sê, maar ons het hierdie, en dan gee hy dit vir Jesus, soos ons nou verder. So onthou net dat Andreas dadelik sien, ons kort nie groot nie, ons kort nie baie nie, maar ons het bietjie, en hy gee dit vir Jesus. Jesus het gesê, laat die mense sit, daar was baie gras op die plek. Toe die mans gaan sit, hulle was ongeveer 5000 in getal. Toe het Jesus die brood geneem en nadat hy die seëngebed uitgespreek het, het hy dit laat uitdeel aan die wat daar gesit het. En ook van die vis laat uitdeel, soveel as wat hulle wou hê. En toe almal versadig was, sê hy vir sy disippels, maak die brokstukke bymekaar wat oorgebly het, sodat niks vermors word nie. Hulle het dit toe bymekaar gemaak en 12 mandjies volgemaak met brokstukke wat van die 5 garsbrode oorgebly het. Nadat hulle klaar geëet het, toe die mense die teken sien wat Jesus gedoen het, het hulle gesê, hy is waarlik die profeet wat na die wêreld sou kom. Hierdie kind bring broodjies, en Andreas sien dit ook nie. Hulle bring broodjies en almal kan sien. Hierdie is nie genoeg vir 5000 mense. 2 visies en 5 broodjies kan ek vanoggend hê, dit is nie eens genoeg vir ons almal wat hier so sien. Almal kan sien dit werk nie, daai sonnetjie werk nie, dit gaan nie werk nie. En van jongs af word ons ook gesê dat wanneer jy nie genoeg het nie, moenie deel nie, want dan gaan iemand afgeskeep word. Iemand gaan voel hulle kry nie. Iemand gaan voel hulle word uitgewaar. So van kleins af word ons ook gesê, moenie daai ding doen nie. Hierso is Jesus met heeltemal van my, hy sê deel uit. En hy sê gaan. En ek lees hierdie stuk en ek is besig om te worstel met die ding van ek is nie bekwaam. Hierdie is een van die tekste wat ek gebruik het, toe ek net by die gemeente opgekom het ek gepreek oor die tekst ook. Ek weet nie of julle onthou nie, maar ek het gepreek oor nou en ek weer, nou worstel ek met, ek is nie bekwaam. Ek sukkel. Die Here gee vir my die tekst, en ek lees iets raak. Charles Spurgeon, hy is 'n teoloog in Amerika gewees, ook in die Calvinistiese lyn. Hy het bekend gestaan as die Prince of Preachers. En ek voel so jaloers, as jy sommer dink dat iemand die naam Prince of Preachers gekry, dan hy moes baie goed gepreek het. Ek weet nie hoe die res van sy bediening gaan, maar ten minste is sy preke goed gewees. En ek voel altyd net as my preke kan goed wees, dan is ek ten minste op die regte pad. So ek lees van die ou wat sê hy oor hierdie teks. En hy sê al wat saak maak,
is dat die seentjie se brode in die Here se hande was. En daai ding haak by my vas, en die teks val vir my oop. Ek wil jou vra, wat is jou gawe, voordat ek jou nog iets anders sê? Jou gawe, hierso het ons vanoggend mense wat voel hulle gawe is om te worship, gitaar te speel, te sing, hoe ook al. Ons het mense wat in die week voel hulle gawe is om mense te help wat minder bevoorreg is deur die sopkombuis. Ons het mense wat se gawe is om die nuwe intrekkers van die gemeente welkom te laat. Ons het mense wat se gawe is om te gee. Maar ek wil jy moet gou besluit, wat is jou gawe? Jy weet wat is jou gawe teen eenal. Iewers het jy al bewus geword van wat is jou gawe? Wat is daai ding van jou wat binne in jou is? Wat jou gawe is? Ek dink sommige se gawe is om tieners groot te maak. Sommige van ons lei bedienings. Sommige sin is om te gee. Ons so baie. Waar is jou gawe? Wat is jou gawe? Die ding is, so baie van ons het hierdie gawes in gedagte. Goed wat ons weet, die Here sê vir ons, ek wil jy moet dit vir my gebruik. En dan sit ons met die ding, maar wat as my gawe nie genoeg is nie? Ek voel nie genoeg nie, ek voel hierdie is nie goed genoeg nie, ek het te min om te gee. Ek is te min om te probeer gee. En dan besef ek, maar as dit in die hande van die Here is, dan is genoeg, is nie genoeg om ewenskielik genoeg. Wanneer ons 5 brode en 2 visies in Jesus se hande sit, is dit genoeg om menigte te voer. En wanneer ons gawe in die hand van die Here sit, is dit genoeg om uit te deel, om uit te leef. Ons word gesê, die bekwame mense word bevorder, die gemiddelde mens bly gemiddeld, en die onbekwame word uitgeskryf. Maar in die hand van die Here is die onbekwame die bekwame. Is die onbekwame die een wat verder gaan, is die onbekwame die een wat eer gee aan die Here. Ek dink daai dag met die visies en broodjies, maak nie saak wat dit was nie, of dit nou 5 krummels was, of dit halwe broodjies was, of dit vrotvis was en gemifte brood was. In die hand van die Here sou dit nog steeds al aan mense gevoed het. In die hand van die Here word nie genoeg. Jesus sê vir sy disippels, voed die mense, gee vir hulle kos. En hy bemagtig hulle om dit te kan doen. Hy sê vir hulle, gaan uit en genees mense, en hy bemagtig hulle om dit te kan doen. Hy sê vir my, gaan uit en lei die gemeente van NG Larry Smith. En hy bemagtig my om dit te doen. So hier waar ek voor julle staan, is ek onbekwaamd. Ek het dalk gestudeer vir die man, nog steeds het ek geen idee wat ek doen. Nog steeds is ek maar net 'n mens. Maar ek gee myself oor in die Here, en ek sit myself ten volle in die hande van die Here. Want nou haal ek myself uit die prentjie uit, en my onbekwaamheid raak God se bekwaamheid. Dit wat ek dink van myself is nie besprake nie, maar dit wat die Here weet, hy kan deur my doen, raak belangrik. En dis wat die Here met my gedeel het uit die teks uit, is
ek is dalk nie genoeg. Maar in sy hande is ons meer as genoeg. En dit is hoekom ek jou vra, wat is jou gawe? Wat is jou plek in die koninkryk van die Here? Elkeen het dit en elkeen weet klaar, want die Here sal op jou hart sê, die Gees druk dit op jou. Jy weet wat jou gawe is. En ek wil jou uitdaag om jouself en jou gawe in die hand van die Here te gaan sit. Gee oor aan die Here. Want as jy oorgee aan die Here, kan ek en almal rondom jou sy krag sien. Want daar waar ons min is hy sterk. Daar waar ek swak is hy sterk. En almal kan dit sien. So wat is daai gawe wat die Here op jou hart trek, wat jy moet gee? Net vir 'n oomblik sit daar, sluit jou oë. Gee oor aan die Here. Jesus, ek wil so graag vry wees van hierdie prestasiegedrewe of myself op eers te kry en myself as belangrik sien ingesteldheid. Here God, maak my vry daarvan om net myself te sien. Maak my vry van my beperkings en die beperkings wat ek raak sien. Leer my wat dit beteken om U te vertrou. Ek is so geneig om die klem te plaas op my eie beperkings. Here God, maar laat ek die waardevolle oomblikke in U gaan soek. Here God, laat ek nie aanbiddingsgeleenthede steel by U nie, maar eerder op my knieë voor U is. Here God, gee my 'n oomblik om te kan luister na U stem. Here God, en versterk U stem in my. Versterk my stem van lof wanneer ek U hoor. Here God, onbekwaamheid is nie vir hierdie wêreld genoeg nie. Maar in U hande gee ons oor. In U hande gee ek myself en elkeen wat hier is oor. Want in U hande is nie genoeg. Here God, U bied vir ons meer as genoeg. U gee vir ons meer as wat ons nodig het. En daarvoor sê ek dankie. Laat ek elke dag meer stap maak op. Dat ek meer en meer op U vertrou en nie op myself nie. Here God, dat ek later nie eens myself nie raak sien, maar net U en U glorie. Here God, laat ek net leef vir U glorie. Here, ek kan myself deur my swakhede en my tekortkominge definieer. Of ek kan myself definieer deur my beskikbaar bestaan aan U. Help my om met oop hande na U te kom. Here God, en my broodjies en my visies in U hande te kom lê. Ophou om my tekortkominge raak te sien, maar my tekortkominge te sien as iets wat U kryk in my kan doen. Here God, U is my tyd, my geld, my talente en gawes. Neem dit weer tot volle bereidwilligheid vir U. Volle indiensneming van U. Here God, ons hoor
roep. Laat ons vir U optree. Amen. Ons is so geneig om vas te kyk in my tekortkominge. En Andreas het dit opgesien, hierso is tekortkominge, hierdie gap is massive van 5 broodjies en 2 visies na 5000 mense toe. Maar hy het nie die gap gesien, hy het Christus gesien. En hy het die visies en broodjies gevat en die Here se hande gesien. En daai gap is toegemaak. Andreas het besef, toe die Here hulle toets, het die toets nie gegaan oor vertrou ek genoeg, of het ek genoeg kennis nie, maar dit het gegaan oor, kan ek oorgee? Kan ek dit net vir die Here in sy hande los? So vanoggend, daai gawe, daai talente, wat ook al die Here vir jou sê, wat daar lê en wag, dalk al geroes is, wat bietjie afgestof moet word, waar jy nie voel jy is goed genoeg om die Here te dien. Daar gee Here jou uit, en sê, kom kyk wat doen ek, en sê vir my anders. So gee oor aan die Here, en kyk wat maak hy, met jou. Amen. Ek gaan tyd gee vir die kollekte om opgeneem te word. Terwyl hulle dit gaan doen, 'n paar afkondigings, maar ek wil eintlik begin by ons voorbereidingslysie, want ons voorbereidingslysie is op die oomblik met, hoe kan ek sê, op die een kant verskriklik goeie voorbereidingslysie en aan die ander kant 'n baie negatiewe en hartseer voorbereidingslysie. Ek wil eintlik eers dit vir Wessel hulle baie sterk sê. Wessel se vrou is in die week oorlede van die Annetjie. En baie sterkte vir julle daarso. En ek wil vra vir julle om vir hulle te bid vir wat voor lê. Môre 11:00 gaan die roudiens gehou word hier uit die kerk uit. Dominee van Tonder, nou kan ek nie sy naam onthou nie. Fransjo, dankie. Fransjo van Tonder gaan ek vir ons hier so behartig aan die kerk nou uit. Môre 11:00. Dan wil ek ook vir Tannie Pieter Richard en Corlia en die res van hulle familie ook net dat ons vir hulle kan bid. Dan die Ria is ook laasweek oorlede. Dan is dit nou weer aan die ander kant, wil ek dankie sê, en in julle voorbereiding julle moet ook dankie sê, dan Mona, wat weer by die huis is, en sy sterk aan, en dit gaan goed daar, en ek sien sy begin weer regtig positief lyk. En aan die ander kant is dit ook Maria Pinaar, wat weer by die huis is, en waar dit 'n groot bekommernis was van kanker, het hulle alles ontwyder en dit is vir ons baie positief om dit ook te doen. Kom ek hoor so gou op. Ek wil vir al die kinders wat se paas hier is vandag gaan vorentoe te kom. Dis nie al die kinders nie, een kind uit elke gesin uit. Gaan nie vir jou. Gaan nie een van die resous opstaan. Ek sien hulle stry daaroor die kom. Ja, elkeen. Dit jou kom. Dit jou kom, né?
Is dit al? Hier kom nog een. Geef aan. Nou maar kom vorentoe. Ek het nog was gewon, hè? Is daar nog van die groot mense wat dit so volgens hier so is, wat is skaam is om vorentoe te kom? Ek weet nog gooi. Oei! Elke week gaan die gooi glad nie doen, ek het regtig geprobeer. Is daar iemand anders dat wie se pa is nog hier so vandag? Is dit nou almal? Maar ek het nog sweets, julle kan maar kom. Kijk, kom maar hoor gou. Of eerste vir die paas wat nou sweets kry en die wat sy kinders te skaam is om hulle sweets te gaan haal. Baie dankie vir julle. Dit wat julle vir ons doen en mag vandag julle geseën wees. Sê my gou verjaarsdag vandag, wat in die week wat kom. Is daar enige iemand wat verjaar in die week wat kom? Oei, daarso. Oom, mag ek vra? Hoe oud word oom? 68. Nee, oom, mag het geseën wees? 20. Oh. Nou moet ek weer vir dieselfde familie gooi. Oh. Daar is ek eerste keer gooi. Baie geluk en geseën wees. Wie is al nog? Ok, ek sê al. Ek sien van die paas eet al. Dit is my goed om te sien en die van julle wat te heilig is in die kerk nie dit. Net nou gaan ons Matthys Roots hier. Hy gaan so 11:30 hier so by ons optree in die kerkgebou hier so. Dit is die show is oop vir enigiemand. Enigiemand wat wil kom kyk, kom. Ons het na die tyd ete daarso in die saal, ek dink die kaartjies is al uitverkoop daarvoor. So ongelukkig sal dit maar die show is oop vir enigiemand. Nooi enigiemand dat ons saam dit ook geniet. So en dan wat se afkondigings vergeet ek. Lieflik sê, jy het my gesê ek mag nie vergeet nie, nou weet ek. Ek sê mag nie vergeet. Jy het gesê. Gaan jy vir jou man voor? Hoorie, dit is nou eintlik vandag, né? Hoe lang is julle getroud? Wag, jy mag nie antwoord nie. 12 jaar, mooi man. Het jy vanoggend gesê? Vanoggend herinner, dis hoekom ek weet. Hoorie, baie geluk vir julle. Baie geseën vir wat julle opvoed het. En ek dink vir daai kindertjies hou julle goed besig. En wat se seëning is hulle nie op nie. Maar net so voor bed dan sien jy seëning. Ag, net so 7:15 is dit net moeilik. Hoor jy baie gesê. Is daar iemand anders dis die huweliksherdenking wat ek mis? Okay, nee, dit is nie. Die enigste afkondiging wat ek nog graag wil maak is onthou van ons konversie wat ons insamel. Dit lyk my die goed kom nogals in. Maar ek dink ons het nog 'n redelike tekort vir die mark wat ons dink, die mark nie. Wat moet weet dit? Ek weet nie, die mense wat ons weet wat kort, het ons nog nie voor genoeg konversie nie. So asseblief, bring ons enige konversie skoon en heel konversie wat ons kan doen uitdeel vir die mense wat regtig dit kort. Hierdie drinkers van julle wat so nat en koud is, maak nie vir my sin nie. En ek dink vir die mense wat koud kry ook nie, so kom ons help hulle. So vandag gaan ons afsluit met die lied Neem my lewe, laat dit weet.
En ek dink dit is ook so gepas om dit nou as 'n gebed te vat. En vir jou daar waar jy is, bid dit toe en sê vir Here, neem my Here. En laat dit hier u gewyk is, Here. Van die seën van die Here, die genade van God ons Vader, die liefde van Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elke liewe een van julle wees van vandag af tot in die lengte van die dag. Amen.
Matthys. Lekker dag koerant.